Hallo, my naam is Sandra en ek gaan saam met julle deur die EBW van graad 7 werk. So, die hier is ek nou sommer op die voorblad, dit is die boekie wat ek vir julle gestuur het, met my kontakbesonderhede. So as daar enige iets is wat jy wil hê ek moet bysit by die video of meer verduidelik of anders doen, asseblief laat weet my. Okay, so die eerste bladsy is maar net die inhoudsopgawe. En dan het ek sommer so werkskedule. Ek sien ek het dit vergeet om dit in Afrikaans te vertaal. Vir as jy wil sien waar jy trek en watter werk jy al gedoen het en so. Maar die belangrike deel is die actual werk. So hier begin ons nou met woordeskat. So ek het hierdie deel bygesit want baie keer met 'n vak soos EBW of selfs met wetenskap en geografie en so aan, vat hulle doodnormale woorde wat ek en jy elke dag gebruik, maar hulle het hulle eie spesifieke term wat in daardie vak daarbey pas. En dan as jy antwoorde gee in jou toetse en eksamens en so, dan help dit om hierdie woorde te gebruik. Want dit is bietjie meer formeel as ons daaglikse Afrikaans wat ons gebruik. En ek wil ook hê dat as hulle die woorde gebruik, dan moet jy kan weet wat dit beteken. So party van hulle sal jy nou vir my sê, ag, maar dit is nou so maklik, obviously, en ander dalk nie. So ek het almal geskryf waaraan ek kan dink, en as jy aan enige iets anders kan dink wat jy wil hê ek moet bysit, laat weet asseblief. So kom ons gaan gou hierdeur. Okay, so kry is verdien. So in plaas om te sê ek kry geld, sê jy ek verdien geld. En uitgee is dan die teenoorgestelde, ek bestee geld. So jy gee geld uit, ek bestee geld. En dan skat is 'n ander woord vir beraam. So gewoonlik as hulle praat van weet goed wat jy beplan vir die toekoms, dan weet jy mos nie spesifiek wat die nommers gaan wees in jou finansies nie. So jy skat maar. En dit kan dan ook wees 'n beraamde getalle wat jy gebruik. En dan 'n besigheid is die woord wat ons elke dag gebruik, maar hulle praat ook van 'n sakeonderneming. En dan goed, soos in stuff. Die beter woord om te gebruik is goedere. So ons praat gewoonlik van goedere en dienste. So stuff wat jy verkoop is goedere. En dan 'n organisasie en 'n instelling is dieselfde ding. So ek kan sê 'n bank is 'n finansiële organisasie. Of ek kan sê dit is 'n finansiële instelling. En dan enige tyd wanneer ons met somme werk, as ons praat van verskil, dan is dit altyd 'n minusom. Onthou dit ook vir woordsomme vir wiskunde. So as ek sê nou maar sê wat is die verskil tussen die inkomste en die uitgawe, dan is dit 'n minusom. En dan het ons hierso skuld is ook las. So ons praat ook van skuld as laste. En dan geldsake, so enige iets wat met geldsake te doen het, is finansies. En ek gaan sommer hier finansieel bysit, omdat hy 'n deelteken, oepsie, daar sy, omdat dit 'n deelteken in het. Oeps. So finansieel of finansiële. En dan bestuur kan ons ook die woord bedryf gebruik. So ek bestuur 'n besigheid of ek bedryf 'n besigheid. En dan hierdie is goed soos in nice, goed gedoen. En daar kan ons ook die woord doeltreffend gebruik. So dis basies, jy het jou doel getref, jy het by jou doel uitgekom. So in plaas van om te sê mense werk goed,
kan ons sê mense werk doeltreffend. En dan in plaas om van mense te praat, of 'n persoon, as ons nie noodwendig, ons weet nie van wie ons praat nie, dis maar net mense in die algemeen, sê ons eerder 'n individu, want dit is bietjie meer formeel. En dan geldmors, gebruik ons die woord verkoos. En so dit is al wat ek op die oomblik hier op die woordeskatlysie het. En dan het ek ook hier formules neergeskryf wat jy moet ken. So die eerste een is om wins of verlies uit te werk. En dan sê ons basies die inkomste minus die uitgawes gee vir ons die wins of die verlies. En dan sal ek het dit later weer geskryf, maar jy sal sien enige iets wat in wiskunde gebruik ons negatiewe getalle. Ek weet nie of julle al daarmee begin het nie. Maar in jy weet, dus as jy iets skuld minder as 0 het. Maar in rekeningkunde sit ons dit gewoonlik in hakkies. So dis hoekom ek die verlies hier in hakkies gesit het. Ons gaan nou weer daaroor praat. En dan die netto waarde gaan ons ook nou weer bespreek. Maar dit is basies as jy kyk na die besitting, so wat jy het, minus dit wat jy skuld. So die bates of besittings minus die skuld of die laste. So elke keer wat jy besig is om goed te doen, of jy leer vir jou eksamens of so, kan jy net hier voorkom kyk vir al die formules. En kom ons begin dan met kwartaal 2 se werk, hierso. Met rekeningkunde. Okay, so, ons kyk eers na die term rekeningkunde. So wat beteken dit nou eintlik? So rekeningkunde is 'n stelsel wat inligting oor 'n sakeonderneming se finansies opteken en beskikbaar stel. So baie keer met definisies moet mens baie spesifiek wees. En hulle hou daarvan om in kort vra. Jy weet, soos pas kolom A by kolom B, of jy weet, hulle gee vir jou 'n definisie en dan sê hulle watter een van hierdie terme pas daarby. En dan moet jy kies A, B of C of D. So hulle hou daarvan om sulke definisies daar te vra. En dis belangrik om spesifiek te wees. So die belangrike ding hier is, dis 'n stelsel. En wat doen die stelsel? Ons kry inligting oor 'n besigheid se finansies. So dit gaan oor finansies spesifiek. En ons teken dit op en stel dit beskikbaar. So aan die een kant hou ons die rekords, maar aan die ander kant as ons na ons eie rekords wil kyk, of SARS of iemand wat my besigheid wil koop of in my besigheid wil belê, wil dit sien, dan moet hierdie stelsel dit kan beskikbaar stel. So die rekeningkunde is amper soos dis 'n standaard manier en almal doen dit dieselfde. So as jy na een besigheid se finansies kyk en na 'n ander besigheid se finansies, dan is al die woorde en al die rekords lyk dieselfde. So dan is dit maklik om te verstaan. Want dit is maklik om te verstaan vir mense wat rekeningkunde verstaan. Okay, so dit help ons basies want ons wil rekords hou. So en ons wil dit opsom. So ons kan klomp inligting hê, maar hierdie is 'n manier om dit mooi op te som sodat jy net na spesifieke goed kan kyk wat jou gaan help. En dan die rede hoekom ons dit nodig het is sodat ons beter besluite kan neem. So die eienaar kan beter besluite neem oor hoe om die onderneming of die besigheid beter te bedryf of te bestuur. So in plaas van om net te besluit, ek wil dit hê, kom ons koop dit. Wag, ek het dit nodig. Kom ons spaar 'n bietjie geld, kom ons spandeer 'n bietjie geld. Kan jy na jou rekords kyk en sien, wag nee, hierdie is nie 'n goeie idee nie. En dan kan jy beter besluite neem om 'n beter wins te kan maak vir jou besigheid. En dan word daar soms na rekeningkunde as die taal van geld verwys.
So dit is basies die taal wat ons gebruik om oor geld sake in die algemeen te praat. So ek gaan die video so kort as moontlik hou. So ek gaan nou daar ophou en dan kyk ons in die volgende video na die rekenkundige begrippe. So ek hou daarvan om dit kort te hou sodat jy mooi kan aandag gee. En as jy later weer wil kyk, dan hoef jy nie na alles te kyk om een deeltjie te soek nie. Goed, dit is dit van my kant af vir nou. Totsiens.